julle moet nou donderdag skool doen nie. Dis nonsens. Ek het gevra op die personeelgroep of dit reg is as ek julle sien dan in jou gewone klastyd donderdag, want ons is nog nie klaar met die werk nie. So ons is letterlik nog nie klaar met waaroor julle skryf nie. Okay, julle kan saam met my stem, dis nie asof ons Hanna in die klas nie, soos ons move. Ek kan dink aan een periode wat ek nie was nie. So, wat ek vir julle nou wou sê, is, so my plan is dat ek gaan hard werk. Dat ons vandag en môre klaarmaak, dat julle nie donderdag hoef in te kom nie. Maar daar is 'n kans dat julle donderdag in julle wetenskapperiode gaan moet inkom, dat ons hierdie werk kan klaarmaak. Ek gaan net nie skoolklere aantrek om net vir 'n uur te kom nie. Ek gee nie, jy kan kom in jou pyjamas, jy kan kaal kom. Ek gee nie om nie. Okay, Solank ek kom. Solank die skool nie vir my enige Ek gaan nie eers vra nie. Ek wil net baie graag hê ek moes alles gegee het wat julle moes oorwerk. Okay. Goed, so vraag 1. Dit is nou op bladsy 13, nee, jy het 'n opskrif gehad en alles. Vraag 1 sê hulle, skryf die vergelyking vir die equilibrium konstante vir elkeen van die volgende. Okay, wat's fout? Mevrouw, ik moet net naar gaan zo op het bord kijken, want eigenlijk mijn brood op een manier prijs. Jy kan hier ook om sit. Maar jy kan dit ook doen, maar ek kan net nie dink dat dit enigstens gemaklik is, want jy moet skryf terwyl ek praat. Okay, goed. Net gou vinnig, ek weet dit is nou op die bord, om die KC konstante neer te skryf, is die konsentrasie van die produkte oor die konsentrasie van die reagense, en die enigste ding wat daarin mag inkom is aqueous, goeders en gasse. Jy mag glad nie solids of suiwer vloeistof daarin sit nie. Okay, goed, so die eerste vergelyking daar gee vir jou swaaldioksied, plesierstof en dit gee vir jou swaaldrieoksied en jy kan sien nou almal is gasse, so check. So die KC konstante daar, dis die konsentrasie van die produkte, so SO3 oor die konsentrasie van die reaktante of reagense. So. Okay. So eerstens sal ek kyk vir hoekegaatjies. Dan nommer 2 is almal gasse. Ja. Dan nommer 3 is jy moet onthou dat die ja, wat noem jy sê, die eksponente of die molverhouding moet ook inkom. So waar sit jy dit op? Jy sit dit daar as tot die mag wat daarbo. So moet hy lyk. Okay. Goed, dan die volgende, sorry, dit was A gewees. Dan die volgende is B. Sien jy gas, check. So jy kan net sê KC is die konsentrasie van die produkte, tot die mag 2 oor koolstofmonoksied tot die mag 2 en suurstof. Kyk net asseblief vir my baie mooi. Hulle maal met mekaar, né? Dis nie 'n plus nie. Hulle maal met mekaar. Dan C sien jy gas. So alles is fyn. Dit is die konsentrasie van die produkte oor die konsentrasie van die reagense. Okay. D sien jy gas. So jy hoef nie te veel rooi ligte daar te hê nie oor dit maal dit. Okay, dan E sien jy gas, solid gas. Okay, so ek gaan net gou eers die fout maak. Okay, so oor. Oepsie. So, maal met so, maar die fout wat ek hier gemaak het, is, hierdie ene is 'n solid, so hy kom glad nie in jou vergelyking nie. Jy haal hom uit. Hoekom kom hy nie in jou vergelyking nie? Want jy kan nie sy konsentrasie verander nie. Okay, so die volgende ene sien jy ook, solid gas. So, as jy dit gaan neerskryf, ek gaan weer eens net die fout gou maak. Dit is hoe jy dit graag sou wou skryf, maar koolstof is 'n solid. Hoe weet jy dit? Want jy het potloodlood in jou potlood, dit is 'n solid. So, hy kom nie in jou vergelyking nie, so jy scratch hom net uit. Okay, dan by G, sien jy, solid gas, solid. Okay, so ek gaan weer begin met my fout. So oor daai met 2 silwer en suurstof so. Maar nou, hierdie ding is 'n solid en daai ding is 'n solid. So hulle kom nie in jou vergelyking nie. So jy scratch uit. Okay, nou
ek het nou die vraag gevra en myself geantwoord, hoekom kom Solus nie in jou 'n vergelyking nie, want hulle konsentrasie kan nie verander nie. 'n solid se konsentrasie is altyd 1. Die ratio is 1:1, want hy is nie opgelos in water nie. So tegnies, hoekom ons hulle uitkanselleer, is hulle konsentrasie is 1. Hierdie se konsentrasie is 1. So hierdie ding gaan verander na 1 oor suurstof. Okay, ek het nie geweet ons dit 0 of 1 hoor nie. Ja. So dit is Obvious as die ander 0 is, dan maal jy met 0 en dan kan jy werk. Okay, so dit is 'n 1. 'n solid se konsentrasie is 'n 1, so dis kom vat. Enige vaste stof se konsentrasie is altyd 1. Altyd 1. Want sy deeltjies is 1:1. O ja, want die volume en die hoeveelheid is presies dieselfde. Wow. Ja, jy kan so daaraan dink, ja. Okay, goed. So dit was al wat julle huiswerk was. Soos ek is ongelooflik 'n nice mens. Dit is 'n groot plesier. Okay, dan gaan ons terug na bladsy 10 toe. Okay, so ons het hiermee begin, ons het gepraat van wat beteken 'n groot en 'n klein ewewig. Eers wat is 'n groot en 'n klein ewewig? 'n Groot ewewig is groter as 1, 1.2, 1.3, 3, 24, 25, 3000. 3000 is huge. Dit beteken jy kry baie produkte, dit beteken jy maak geld, jy's happy met jou fabriek soos wat hy is. Maar 'n klein ewewig is onder 1, so nie die minus nie, 0, bla 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 bla. Dit beteken dat jy aan jou fabriek moet werk want jy maak nie geld nie want jy mors baie in jou reaksie. Goed, so toe het ek daar gepraat oor vaste stof en vloeistowwe het ek vandag gesê en ek het gesê reg as jy kyk hierna, hier is 'n solid, so hy kom nie in jou vergelyking nie. Obviously hier werk ek nou geoefen net saam met jou, maar ons het dit basies nou net gedoen. En as jy hierso kyk, dis nog 'n reaksie wat hulle baie vra. Sien jy 'n suiwer vloeistof en jy sien 'n solid, so dit kom ook nie in jou reaksie nie. So dis letterlik net die konsentrasie van die suurstof. So is 'n suurstof op 1. Suurstof op 1. Okay, goed. So kom ons kyk gou na hierdie. Dit sê vir jou, die volgende reaksie vind plaas in 'n geseelde 2 liter houer. Jy sien nou swaaldioksied plus suurstof gee vir jou swaaldrieoksied. En nou ek check nie net vir is dit 'n geseelde houer nie. Ek check nie net vir is dit 'n omkeerbare reaksie. Nou check jy ook gas solid wat. Verstaan jy moet nou mooi kyk wat het ons alles hierso. Okay, nou sê hulle vir jou by ewewig is die volgende hoeveelhede teenwoordig. Jy het 3 maal soveel. Bereken die Kc waarde. Konsentrasie van Okay. Goed, so nommer 1 is as jy kyk na hierdie vergelykings, is dit die konsentrasie van dit. Die hoekige beteken konsentrasie. Maar wat hulle vir ons gee is mol. So ons het eers nou mol verander na konsentrasie toe. Hoe doen ons nou weer dit? Dit is nou vraag A. Konsentrasie is mol gedeel deur volume. Is dit nie verstaan sê by konstante temperatuur? Hulle moes gesê het by konsentrasie. Ja. Okay. So nou gaan ek sê reg die konsentrasie van swaaldioksied gaan dan wees 0.3 gedeel deur die volume wat hulle gee vir jou is 2, so dis 0,15. Die konsentrasie van suurstof is 0,1 gedeel deur 2 en dit gee vir jou 0,05. Ouen, waar kry ek al 2 waardeur ek deel? Water? Yes, houer. Dis letterlik soos 'n emmer, 'n 2 liter emmer waarin hierdie plaasgevind het. Okay. En hierdie is 1,12 gedeel deur 2 en dit gee vir jou 0,56. Man moet reg. Laat jy dit net pas. Seker reg. Okay. Goed, so nou het ons almal se konsentrasies. Ek gaan nou sommer net aangaan hier aan die regterkant, hoor, of gaan ek? Ja, kom ons gaan maar aan die regterkant.
Okay, so nou gaan ek sê reg, die KC, nou gaan jy, as jy die uitdrukking neerskryf, mens praat van 'n KC uitdrukking, skryf jy dit neer dat dit van toepassing is op hierdie reaksie, nee? So jy gaan nie sê konsentrasie oor van produkte oor reagense nie. Ek sê, wat het ek hier? Ek het swaaltrioksied kwadraat oor swaaldioksied kwadraat maal met konsentrasie van suurstof. Okay, nou belangrik. Wanneer jy jou waardes hier gaan invul, verloor jy jou hoekige hakies. So, jy gaan nie dit in 'n hoekige hakie nie, so dit in 'n ronde. Okay? Want hoekige hakie beteken konsentrasie, maar jy het klaar die konsentrasie ingevul, so dan sê jy eintlik konsentrasie van konsentrasie. Wat vat jy so? Lekker som. Sê jy? Mense lekker som. Ja. Okay, swaaltrioksied was die onderste een wat ek gehad het, kwadraat oor hierdie is 0,15 kwadraat maal 0,05. Jy kan sien hy verloor die hoekige hakies. En dis heel goed. En ek kry 278. Is daar 'n eenheid vir 'n KC waarde? Nee, dit is 'n verhouding. 7,6. En dan sê ons is baie. Kyk, so dan vra hulle vir jou by B, wat kan afgelei word van die KC waarde? Jy kan sê, okay, so hierso gaan jy sê, of wat dit bedoel is 'n hoë KC waarde beteken baie produkte word gevorm. So jy kan sê die ewewig lê regs. Die ewewig lê regs beteken baie produkte, minder reaktante. Okay, so dit is 'n hoë KC, wat beteken baie produkte, of jy kan sê dis 'n hoë opbrengs, en dan gaan jy sê, dit wil sê die ewewig lê regs. Jy sê enigiets groter as 1 is 'n goeie ene. Soos maar as groter as 1 is dit soos 10 of is 2 ook 'n goeie een. 2 is ook. Okay. Maar seker 'n fyn lyn, maar as jy verstaan dis Dit is 'n fyn lyn, dit hang af hoe goed. Goed of baie goed. Ja. Okay. Volgende vraag. Sê dit. Going. Volgende ene. 'n Mengsel van waterstof en jodium reageer by 700 grade Celsius. Watter fase is jodium by kamertemperatuur? Vaste stof. Dis al korreltjies wat so my hand so geel gemaak het laas jaar of jaar voor dit. Anyway, so jodium is eintlik 'n solid by kamertemperatuur, maar ons is nie by kamertemperatuur nie, ons is by 700 grade Celsius. Daar het jodium al in 'n gas verander. Okay? In 'n gas. By ewewig is die konsentrasie van dit soveel, konsentrasie van dit soveel en die KC waarde is soveel. So dit is net aanneem dat hy 'n gas is by daai, sê dit. Ja, so dit is hier wat jy dit moet weet. So ons moet weet dat jodium se kookpunt tussen ergens tussen Ja. kamer Maar hulle sal 700 grade Celsius. Ja, hulle sal dit 10 teen 1 vir jou gee, dat dit die vergelyking gee. Maar okay. Nou vra hulle vir jou bereken die konsentrasie van waterstof jodied by ewewig. Maar hulle het nie vir jou 'n gebalanseerde vergelyking gegee nie. So jy moet 'n gebalanseerde vergelyking skryf. So hulle sê vir jou, jy het waterstof en jodium reageer, so omkeerbare reaksie. Sorry, en ons is by soos ek gesê 700 grade Celsius, so dis 'n gas en 'n gas. En dan vorm dit waterstof jodied, wat ook 'n gas is. Is hierdie Dankie. Die vergelyking is nie gebalanseerd nie. 2 van hierdie, 1 van hierdie, so jy moet dit 2 vooraan sit. En nou is dit gebalanseerd. So wat, hulle gee vir my die KC waarde. Hulle wil weet wat is sy konsentrasie by ewewig. Okay. So KC is die konsentrasie van waterstof jodied kwadraat oor waterstofgas maal met jodium. Hierdie is 50 sê hulle vir my. Ek wil weet wat is sy konsentrasie.
hierdie is alles klaar in konsentrasies gegee. Onthou as jy die waardes invul, verloor hulle hoekige hakkies. Wat gaan jy doen? Hierdie is onder die lyn, jy wil dit wegkry, so jy gaan dit maal met daai kant. So 50 maal met hierdie goed. En dan wil jy van die kwadraat ontslaa raak, so jy gaan sê die vierkantswortel van al hierdie goed wat jy met mekaar gemaal het. 3 mol per kubieke desimeter. Wag, ek gaan nou weer wees. Ja. 3 mol per kubieke desimeter. So ons het ons het lekker wol. Oh ja. Vorige was 278 hier in die stad. Jy moet net geld goedjies sien. Okay. Goed, so hierdie twee vrae, easy peasy vrae. Nou kom ons 'n klein bietjie moeiliker. Ek het gesien hoe moeilik het ek dit gegaan. Okay. Hierdie vraag is die vraag wat sal 9 punte tel. Tussen 7 en 9 punte vir hierdie vraag. Okay. So, kom ons kyk gou wat gebeur. Dit sê vir jou, jy het 24 gram koolstof en 3 mol koolstofdioksied word in 'n geseelde houer van 10 liter geplaas. Okay. So imagine dit gaan in die kop, jy het 'n groot houer, 10 liter houer en jy skep jou koolstofdioksied agter jou koolstof en jou koolstofdioksied pomp jy in, want dit is 'n gas, sit dit in 'n geseelde houer en hier begin dit te reageer. Reageer, maar dit is 'n geseelde houer. So eers, want soos wat dit reageer vorm met produkte, en die produkte vorm reagens en reagens vorm produkte, en eers vind jy die balans by die reaksie gelyktydig plaasvind. En ons kom by ewig. Okay. So hoeveel produkte het ons aan die begin gehad? Ons begin net. No. Kan ons 'n beperkende reaktant hê? Nee, dis nie goed. Ons kan nie 'n beperkende reaktant hê. Beperkende reaktant hê net as die stelsel oop is en die goeders gaan weg en iets word opgebruik. Maar hier, soos wat dit reageer, vorm die produkte, en die produkte vorm weer reagens, en reagense produkte, en produkte reagense. So nooit gaan jy by 0 eindig nie. Jy wil dit sê nooit is jy van hulle nie. Okay. Hulle reageer en bereik die volgende ewig by 450°C, solid, gas, omkeerbaar, voorwaartse reaksies en endothermies. Okay, so moet dan baie goeders is. Nou sê dit, die inhoud van die houer word dan geanalyseer en daar word gevind dat die houer 2 mol koolstofmonoksied bevat. Okay, so by ewig, so aan die einde het dit 2 mol koolstofmonoksied. Nou as jy bereken die KC-waarde vir die dag. So wat jy nou hier moet raak sien, is hulle gee vir jou inligting aan die begin, nie alles nie, hulle gee vir jou van die inligting aan die einde. Maar nie anders nie. So jy gaan 'n moltabel moet doen om te kyk hoeveel van alles het jy aan die einde hoe dit Dan gaan ons uitwerk wat is die konsentrasies van al die. Yes. Okay, goed. So, jy begin met 'n gebalanseerde vergelyking. Nou, in hierdie gebalanseerde vergelyking sit jy nog steeds koolstof in. Want ek is nou nog nie besig met die KC-waarde nie. Okay, hierdie molverhouding is die reaksie gebalanseerd? Hy is nie gebalanseerd nie. Wat kort? 2 koolstowwe en 2 koolstofmonoksied. So, wat 2 koolstowwe? Nee, net 2 koolstofmonoksiede? Daar's 'n geen koolstof. Daar kyk jy vir so. Wow. 2. Dis hier so. Wat jy dit. Yes. Okay. So, maar hulle sal vir jou veral so langsom sal hulle vir die vergelyking gee. Okay, want en gebalanseer en anders moet hulle met jou fout merk vir 9 punte, dis horrible. 1.1 gee vir jou 2. Okay. Nou in ons mol tabel het ons mos nou altyd gehad die mol verhouding, dan begin, verandering, einde. Dis word einde net ewig. Okay. En dan na einde gaan ek 'n streepie trek en ek gaan sê konsentrasie. Jy hoef nie dit te sê nie. Okay, so jy kan net aparte somme doen. So
So, doen my tabel lyk nog dieselfde, maar ek trek 'n streepie, want hier vul ek net mol in. Hier vul ek heeltyd net mol in, maar hier aan die einde gaan ek die konsentrasie gaan uitwerk, wat nou nie mol is. Okay. Goed, so, wag, daar nog 'n streepie. Daar's 'n paar goed wat ek dadelik kan invul. Ding nommer 1 is, aan die begin het ek mos altyd 0 hiervan. Altyd 0 daarvan. Nee, jy het aan die heel begin. Daar ons het 'n som gedoen waar ons weer begin waardes vir mol gegee. So, het julle so begin? Ja, hulle sê vir daar's soveel van daai en dan gee hulle vir een van die reaktante nie, dan sê hulle daar soveel produkte aan die begin gelees. Okay, so dit is dan 'n helfte van die som wat hulle kan doen. So kan ek vir jou sê dit en as jy dit oorbly, reageer met iets anders. Dan het dit begin word. Maar in jou begin is dit altyd 0. Ek kan nou nie dink aan 'n som en 'n eindeksamen wat dit nie 0 was nie. Maar hulle kan nie, as ek sê 'n tweede som maak wat aangaan. Okay. Goed. Okay, so hy's 0. Dan sê hulle vir jou, jy het 3 mol daarvan om mee te begin. En 2 mol van jou. En koolstof is in gram. Ons werk nie gram nie, so dit gaan om mol toe vat. Mol is massa oor molêre massa. Daai massa is 24 en koolstof se molêre massa is 12, so dis 2 mol. Moet ons daai formule neerskryf ergens langs die kant? As jy die formule gebruik, ja. As ek nie gebruik het nie, jy net gesê 2. Nee, so hoe jy weet jy uitgekom jy het hom gebruik. So jy moet hom wys. Okay, so daar's 2 en dan sê hulle vir jou aan die einde het jy 2 mol koolstofmonoksied. So aan die heel einde het jy 2 mol daarvan. So beteken 2 mol was dit. Okay, goed. So nou kan ek met my sommetjie begin. So ek sien ek het 0 gehad, dan het ek 2 gekry, so dis plus 2. Okay, nou kan ek dit gebruik om my molverhouding uit te werk. Okay, hierdie molverhouding is 2 tot 1. So as ek 2 gekry het, dan beteken dit ek het 1 gebruik. So dit is 2 dan oor en dis dieselfde hierso 2 tot 1. So as ek 2 gekry het, beteken dit ek het 1 gebruik. Ek het 1 oor aan die einde. Okay, so tot en met hier het jy klaar, as ek nou reg mooi onthou 3 punte. In hierdie moltabel wat hulle vir jou punt gee. So hulle gaan vir jou punt gee vir daai sommetjie wat jy gedoen het, 'n punt dat jy die ratio of die molverhouding gebruik het, nie net jy gebruik het nie, en die punt dat jy hierdie plus en minus somme reg gedoen het. Okay. Nou die volgende ding wat ons gaan doen is ons gaan die konsentrasie gaan uitwerk. Okay? Nou, hulle wil graag hierdie formule sien wat jy gebruik het. So jy kan net hierso sê konsentrasie is mol oor volume of ergens dit neerskryf, wys jy dit gaan gebruik. En nou gaan ek dit gaan toepas hier. Hulle sê vir my houer is 10 liter. Okay? So daar volume is 10, maar onthou, hierdie ding is 'n solid. En 'n solid se konsentrasie kan nie verander nie. 'n Solid is altyd sy konsentrasie is 1 tot 1. So jy gaan nie syne gaan uitwerk nie. Maar hierdie ene is 2 op 10 wat 0,2 is en hierdie een is ook 2 op 10 wat 0,2 is. Okay, jy hoef nie nou sommetjie te gaan wys nie. Ek wys dit nou net dat jy nou sien waar alles vandaan kom. Okay, goed, so nou het ek almal se konsentrasies aan die einde en nou moet ek die Kc-waarde gaan uitwerk en dis die konsentrasie van die produkte oor die konsentrasie van die reagense en onthou ek sit nie nou ander koolstofsinne in nie. Hoekom? Want hy is 'n solid. Ekskuus hoor. En hierdie is 0,2 kwadraat oor 0,2 en sonder 'n sakrekenaar kan ek dit doen, want dit is x kwadraat oor x. So dit is 0,2. Geen eenheid. So die reaksie was nie warm genoeg. Want dit was Endotermies. Ja, so hoe kan ons die Kc-waarde groter maak? Ons kan hom warm maak. Okay. By 450 grade Celsius is dit klaar bietjie warm. Dis klaar bietjie warm. Maar hierdie goed kan gaan tot en met ek sê 900. Okay.
Wat ek wil nou 'n hele paar goedies vir jou sê. Waar gaan jou ander punte? So as jy klaar daar 1, 2, 3 punte. Hier is jou 4de punt, 5de punt, 6de punt. Hierdie een is 7 punte. Minimum. Hulle kan daar nog punte insit. Hulle kan sê net maar vir jou 'n tweede punt daarso gee. En wat hulle baie keer doen is hulle kan vir jou tweede punt by daai minus som gee en hulle kan vir jou daar 'n vergelyking punt ook gee. Okay. So, nou kan ek vir sien. En dus, ek het jou gesê in die vorige hoofstuk werk hulle met jou fout en in hierdie hoofstuk, in hierdie som, werk hulle met jou fout. Menende, as jy fout maak, gaan jy hierdie ander som so verkeerd, gaan jy nie 'n punt kry nie. Maar die met jou fout punte is as jy hierdie ding reg geskryf het. As jy wat ook al se nonsens jy hier aangejaag het, maar dit reg ingevul het, kry jy 'n punt. As jy wat ook al se nonsens jy gedoen het, maar reg gedeel deur 10 het, kry jy 'n punt. As jy jou versoek maar jy het nou hierdie verkeerd ingevul, maar jy het jou ratios reg toegepas, kry jy 'n punt. So daar's een eksamen wat hierdie vraag 9 punte getel het en kinders kon 8 uit 9 gekry het vir die vraag wat verkeerd beantwoord is. Okay, so jy wil nie ophou nie. Glad nie, hou nie op. Okay? As hulle vir jou vra berekening pas waar in jou tabel is, sê moet jy weet nie waar gaan nie. Skryf jou KC vergelyking neer en vul enige nonsens in. Dan wil jy kan punte daar kry. As jy nie weet dat gemeente is nie, maar jy weet jy moet gedeel deur 10 dae. Vat skryf enige waardes aan neer en deel deur 10 dae. Stel net nou. Okay. Goed. Nou voordat ek aangaan na die volgende bladsy toe, wil ek gou teruggaan na KC waardes vir al die goed wat ek gesê het. Ons gaan terugkom na KC waarde toe. Die KC waarde. Okay. Kan ons nou gesê die hele reaksie gaan oor manipulasie en hoe ons meer goeders kry en. Maar die KC waarde gaan nie altyd verander nie. Die KC waarde gaan net verander as jy die temperatuur verander. Okay? As jy die konsentrasie verander, dan gaan jy meer, sê jy soos hy, so jy klaar die konsentrasie van die produkte, die reagensie sê maar meer gemaak. Dan gaan dit gebruik word om die konsentrasie van die reaktante meer te maak. Maar daai ratio is konstant. Okay? So dis nie asof jy ewe skielik net die reaksie ewe skielik net hierdie meer gemaak nie. Jy het hierdie weer gemaak wat jy hierdie weer gemaak. So die KC waarde gaan nie verander van die ratio en hoe dit verander bly konstant. Okay? Ek kan 'n bewys doen, maar daar's nie tyd nie, jy hoef nie die bewys te weet nie. Al wat jy nou hoef te weet is, die KC waarde gaan nie verander as jy die konsentrasie gaan verander. Hy bly konstant. Okay? Dan die volgende by temperatuur, hy is die enigste een wat die KC waarde gaan verander. Want jy het nie ewe skielik iets meer gemaak en dit gebruik om iets minder te maak nie. Al wat jy gedoen het, is jy het die temperatuur verander en toe het jy meer produkte of meer reaksies. So die temperatuur is die enigste ding wat die KC waarde gaan verander. Dis hoekom vir al die somme sal julle sien en dan gaan ek sê die KC waarde by 450°C is dit. Want as dit by 600°C is, dan die KC waarde. Okay? So dieselfde met druk. Druk gaan ook nie die KC waarde verander nie, want druk het te doen met konsentrasie. So druk is eintlik konsentrasie van gasse, so dit is as jy die konsentrasie verander, gaan hy dit nie verander nie. En obviously gaan 'n katalisator ook nie die KC waarde verander. So die temperatuur is die enigste een wat hom kan verander. Okay. So dis teorie wat jy moet gaan leer vir my. Okay, dan hierdie volgende bladsy 12, hoef jy nie uit jou kop uit te ken. Dit is die hoofstuk wat uitgehaal is. Wat ek jou gesê het, kyk, daar is jou Haber-proses, ek het 'n naam vir gegee. So ek het nou een hoofstuk vir jou opgesom, want as jy deur ou vraestelle gaan, mag hulle dalk van hierdie reaksies se name benoem in hierdie hoofstuk. En dan kan jy net fucking klou wat aangaan. Okay, maar jy hoef dit nie te glad. Al wat jy moet vir my raak sien, is jy het al 'n vergelyking gesien. Hierdie vergelyking het jy al gesien, as ek nou net gedoen. En dan hier sprong vergelykings, maar die een wat hulle die meeste oor vra is, ek net gou inzoom hierso, die een wat hulle die meeste oor vra is hierdie ene. Okay, want hy is nog 'n keer waar hulle so ek moet kyk vir vinnig, ammonia en suurstof, dit is 6 of monoksied. Okay.
So, jy moet net, jy hoef nie die reaksies te ken nie, jy moet hulle net kan toepas en gebruik. Okay, so hierso sê ek jou, byvoorbeeld, kom ons kyk gou hierso, dis die Ostwald-proses, is die proses waar jy swaalsuur maak, salpetersuur, en dan hierdie eerste reaksie is 'n katalitiese oksidasiereaksie by 900°C en by 'n druk van 10 maal atmosferiese druk. So dit is 1010, nee, 1000 ja, en 13 kilopascal. So baie hoë druk. En dit is eksotermies, die reaksie, dit sê hy self onderhoudend, want hy is 'n omkeerbare reaksie. Okay. Nou in hierdie geval, wat het dit gesê? In hierdie geval is 900°C vir ons hoog, maar dit is nie 'n super hoë temperatuur nie. So wat hulle baie keer doen is hulle verhoog die temperatuur sommer nog verder. Okay. So maar dit is nou alles in die ander hoofstuk, dit is nie gaan doen nie, maar dis ook wat vir julle opgesom het net om te laat jy dit kan sien en vir verwysing, maar jy hoef dit glad nie te ken nie. Okay. Dan is ons aan die einde van die hoofstuk. Yes, soos ons vandag en môre klaar maak. Shap. So wat ek nou wil doen is ek gaan vir jou huiswerk gee, en dan gaan ons gou die ander huiswerk sommer saam doen in die klas. So jou huiswerk gaan wees vraag 2, vraag 3 en vraag 4. Vraag 2, vraag 3 en vraag 4. Okay. Dan wil ek saam gou vinnig na vraag 5. So jy kan dit neerskryf in jou skryfboek, ons kan dit nou saam beantwoord. Okay, dit sê daar. In die volgende reaksie het ons hier. So hier is nou die Ostwald, hier is die kontakproses. Een van die stappe in die kontakproses. Kry sien jy hom, gas, omkeerbaar. En nou die volgende ding, as jy seker klein vraagjies vra, is jy gaan jou molverhouding skryf. So hierdie is 3 mol teenoor 2 mol. 3 mol teenoor 2 mol. Okay, ekskuus, bring asseblief vir my ook môre hierdie boek. Hierdie boek. Sal probeer om dit even op die groep sit en sal dit. Ek gaan my bes probeer om op die groep te sit. Okay, goed. Ja, ek sê vir jou. Wat sal die net op die ewewigposisie wees van? Okay. So waaronder gaan jy wat skryf links, skryf regs, byvoorbeeld 5 se voordeel of iets. 'n Toename in die konsentrasie van swaweldioksied. So net. So wat gaan die reaksie doen? Dan gaan die voorwaartse reaksie bevoordeel, so die ewewig skuif na regs. Okay, so sê voorwaarts bevoordeel skuif regs. Ewewig skuif regs. Gaan die ewewigsposisie wees. Ja. Versus nie gasiewaarde. Ja. So nie gasiewaarde nie, net wat sy word bevoordeel. So voorwaarts bevoordeel. Wat se voorwaarts? Luister dit nou Adie. Regs. Skuif ewewig. Skuif. Regs. Okay. Volgende ene, 'n afname in die konsentrasie van swaaltrioksied. Swaaltrioksied word ligter, minder gemaak. So weer eens die ewewig skuif regs, soos dieselfde as die voorgaande. Terugwaarts benadeel. Of voorwaarts bevoordeel. Maar dit kan altyd zijn. Ja. Okay. Goed, nou vra ek jou, is er moet ons nie sê wat sy bevoordeel word eerder as benadeel of? Liewer bevoordeel. Dan sê die vraag. Okay. Verhoging van die druk op die stelsel. So ons maak die volume kleiner. Waartoe gaan die reaksie wil gaan? Na die kant van die kleiner mol. So dit is die voorwaartse reaksie word bevoordeel. Weer. Voorwaarts bevoordeel. Volgende is julle verwydering van sommige van die suurstof. So hulle stap van hom uit of hulle laat hom uitgaan of wat ook al. So jy maak hierdie ene midden
So, wat gaan die reaksie doen? Die terugwaarspoor bevoordeel. Jy het van die reaksie so minder gemaak, so terugwaars bevoordeel. Okay. Goed, kom ons kyk na vraag 5. Sê hulle vir jou, in die ewewigs reaksie, kom ons check hom gou vinnig. Gas, omkeerbare reaksie, voorwaartse reaksie is endotermies. Noem 5 maniere hoe die ewewigsposisie na regs geskuif kan word. Menende, die voorwaartse reaksie bevoordeel word. 5 maniere. Okay, so dis nie wat ons nou sê verandering temperatuur verandering monsters nie, jy moet spesifiek sê wat kan ons doen. Konsentrasie verhoog van die produkte, reagense. Yes, jy kan die konsentrasie verhoog van koolstofdioksied, konsentrasie verhoog van waterstof. Is as ons daai twee doen elkeen 'n aparte manier, moet jy albei saam vir een doen. Jy kan dit, wag net gou. Dit albei apart. Okay, so vraag 6a. Kan ons sê verhoog die konsentrasie van koolstofdioksied of verhoog die konsentrasie van waterstof? Nog 'n manier. As jy die konsentrasie meer maak, Endotermies, so ons moet meer uitwys. so as ons hom warmer maak, gaan hy hom wil kouer maak, gaan hy die endo bevoordeel, gaan hy voorwaarts bevoordeel. So jy kan die temperatuur verhoog temperatuur. Dis nog 2 maniere. Verminder die reaktante se. Okay, as jy die nie die reaktante nie, produkte. As jy die produkte sinne minder maak, gaan hy die voorwaarts wil bevoordeel. So verlaag die konsentrasie van water of verlaag die konsentrasie van koolstofmonoksied. Hoekom kyk ons nie na druk nie? Is alles gas. Dis dieselfde as konsentrasie. Nee. Druk. Nee. Wel die druk, wel die hoeveel is dieselfde. Yes, kan jy sien dit is 2 tot 2 mol aan hierdie kant en 2 mol aan daai kant. So as jy die konsentrasie verhoog, dan same. Niks gaan verander nie. So wat gaan nie die ewewigsposisie verander nie, die verandering in konsentrasie. Ag nie konsentrasie nie, sorry. Verandering in druk en 'n katalisator, né? Nee? Gaan nie die ewewigsposisie beïnvloed nie. Okay, volgende vraag. Volgende vraag sê, die uitdrukking skryf oor die. Kyk, dan gaan nou omdoen nie. Right, so jy weet wat jou huiswerk en die